Abba Vader, dankie dat wanneer ons sing, dat niks kan ons skei van U se liefde nie. Dat dit nie net woorde is wat uit ons mond uitkom nie. Maar dat die Heilige Gees dit in ons kom vestig en in ons harte kom plant en kom water. Dat ons dit sal glo. Dat ons sal glo ons is worthy van U se liefde. Dat ons sal glo dat ander is worthy van U se liefde. Dat ons sal glo dat elke persoon wat vanoggend hier sit, worthy is van U se liefde. Kom maak ons harte sag vanoggend. Plekke waar ons dalk nog hart van klip het, dat U dit kom vervang met hart van vlees. En dat ons sensitief sal wees teenoor die Heilige Gees en wat hy wil sê vanoggend. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Môre julle. Soos julle nou gehoor het, my naam is Elmar. Kom al die pad van Riversdal af. So het hier naby. En toe pastoor Frans vir my gevra het om 'n woord te kom bedien vanoggend, dan is dit mos maar gewoonlik daai ding van klomp idees wat deur jou kop hardloop. Waaroor moet ek praat? Wat moet ek doen? Wat moet ek nou vanoggend oor praat? En die Here kom plant net 'n woord in my hart wat ek baie persoonlik naby aan my dra en 'n pad wat mens uitgestap het. Ek dink as jy lank genoeg vir Jesus volg, ek dink ons almal kan weet dit is 'n pad wat jy uitstap. Dis nie net een oomblik en dan alles is nou perfek en dis blomme en sonskyn en so nie. En ek dink as ons almal het al hierdie vraag gevra, hoekom is ek geskape? Hoekom is ek hier? Hoekom was ek nie 20, 30, 40, ek wel, kom sê eerder 100, 200, 300 jaar terug in daai tydperk gebore nie? Hoekom is ek hierso? En baie keer as ons vra, wat is my doel? Wat's my purpose? Ons wil dit baie vinnig link aan wat kan ons doen? Wat moet ons doen? En as ons na die skrif gaan kyk, is ons oorspronklike doel nie om iets te doen nie. Dit is om te wees. En om sin te maak van dit is om in die teenwoordigheid van die Here te wees. Ons is nie geskape om plus minus 80 jaar, 90 jaar, 100 as jy regtig vashou, hier op aarde te wees, werk toe te gaan, geldjie te kry, by die huis te kom, en so deur emotions elke dag te gaan. En so baie gebeur het dat ons dit doen. Wat jy so vinnig net weer val in hierdie routine, en mens vergeet van die Here. Ek dink die oomblik wat mens eerlik met jouself kan wees oor hoeveel tyd mens eintlik met die Here spandeer. Ek kan nie help maar om emosioneel te raak nie, want hoe ernstig neem ons hierdie verhouding met hom op? Is dit ietsie wat ons reserveer vir 'n Sondag? Is dit ietsie wat ons reserveer vir die week as ons by die sel is? Of is dit ietsie wat ons hele lewe van afhang? En dis om by sy voete te wees. Die Here soek nie mense om net goed te doen vir hom heeltyd nie. Hy soek nie werkers nie. Hy noem ons kinders. Ons is sy kinders. Hy is die bruidegom wat kom vir sy bruid. 'n bruid en 'n bruidegom het verhouding. 'n pa en 'n kind het verhouding. En dit is wat die Here soek. Nie vir wat jy kan doen vir hom nie. Hy soek jou.
Maar mens vra hierdie vrae en dan kom mens op 'n punt waar jy vra vir jouself, maar is daar meer? Is daar ietsie wat ek kan nie net hierdie emotions, jy weet, in die emotions gekom nie. En vir ons ek wil sê, om ons doel nou te verstaan, moet ons gaan kyk wat was die oorspronklike doel gewees van die skepping. Wat was God se eerste plan gewees? Julle kan as julle Bybel sê het, solank by Genesis 3 vers 8 oopmaak. En hierso gaan ons sien, julle wat op die WhatsApp groep is, was daar 'n prentjie wat het gesê het daar so intimiteit met God. En van die begin van skepping af was die Here se plan gewees om intimiteit met ons te hê. Nou hierdie vers is tweedelig, so dis hoekom ek nou so daar met so lyntjies daar gesit het, maar ons lees in 3 vers 8, dit sê daar so, hulle hoor toe die geluid van die Here God, wat in die tuin rondtrap in die middagkoelte. Nou daardie geluid van die Here God is ook, as jy gaan kyk na die oorspronklike taal, word dit vergelyk met die wind. Soos dis 'n wind wat suis en Adam en Eva hoor om in die tuin. Dis dieselfde wind wat oor die aan die begin van skepping oor die darkness of the deep gegaan het. Julle moet my verskoon as ek Engels en Afrikaans meng vanoggend. Ek kom oorspronklik van Pretoria af. So dis baie lekker om net Afrikaans met almal hier te kom praat, maar ek meng nog so klein bietjie. Maar hierdie was die daaglikse lewe wat Adam en Eva met die Vader gehad het. Hy het saam met hulle gewandel in die tuin. Hy het saam met hulle ek wil sê communion gehad. Hy het saam met hulle verhouding gebou. Hy het nie net 'n tuin daar gesit, hulle daar gelos en nou gaan hy aan nie. Hy wou saam met hulle iets hierso doen. En dan sien ons die tweede deel sê dit daar so, die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? Toe ek hierdie skrif lees, toe wonder ek altyd soos, hoekom het Adam en Eva gedink, dis moontlik om van die Here af weg te kruip? Hy is almagtig, hy is alsienend. En toe dink ek dis hierdie prentjie van as jy al in 'n fliek gekyk het, as kinders uitgevang word of iets en hulle moet nou vinnig wegkruip, dan kruip hulle so weg. En hulle dink, jy weet, niemand gaan my nou sien nie, jy kruip weer agter die paal weg. En dit is hoe ons ook maar is, as dit kom by ons eie sonde, as dit kom by ons eie besluite wat ons neem. Ons kruip so weg van die Here af en hopelik kyk hy mis en kyk net na die ander. Want wat was Adam en Eva se eerste respons toe die Here vir hulle vra, waar is julle? Adam was 'n brawe man. Hy blameer vir God. Hy sê, dit was die vrou wat U vir my gegee het. O, julle. En daai laaste vraag wat die Here vir hulle vra, waar is jy? Die Here weet mos nou waar hulle is. Weer eens, hy is almagtig, hy is alsienend. Hy sien alles. Dit wat ons dink, hy sien nie raak nie, hy sien dit. En ek praat nie net van sonde wat ons pleeg nie. Ek praat van ons emosies wat ander nie van weet nie. Hy sien ons hart. Hy sien ons alleenheid. Hy sien wanneer ons nie mense wil sien nie. Hy sien ons wanneer ons eensaam is. Hy sien ons wanneer ons nie hoop het vir nog 'n dag nie. Dit is wanneer hy sien. En hy vra daarso, waar is jy? Nie omdat hy nie weet waar hulle is nie, maar hy wil iets in hulle wakker maak, dat hulle kan besef, daar's iets, jy is nie op die regte plek nie. Jy is nie waar jy moet wees nie. Jy is nie meer in my teenwoordigheid nie. So nou moet ons kyk na hierdie eerste, die plan wat die Here hier gesê het, en die volgende skrif, daar is nog Genesis 2, ek het hom bietjie opgesom, anders is dit verskriklik lank, maar as jy kyk na wat die woord Eden beteken dit genot en plesier. So dit was iets wat geskape was, nie net vir die mens nie,
maar vir hom ook. En dit is hoekom ek dink is so belangrik om intimiteit terwyl ons hier is op aarde te kry. Want die Here het die aarde geskep vir 'n rede. Hy het dit geskep om geniet te word. Hy het dit geskep om waardeer te word. Dis hoekom dit vir my hierdie ding is van ons sien uit so vir die Here wat kom. Maar daar's nog werk wat hier gedoen moet word. Ons het nog werk om te doen. Gaan dit net oor ons wat weggevat wil word en uit die wêreld wil escape? Of is daar ander waarvan ons weet wat nie omken uit hierdie plek van intimiteit uit nie? Nou, Eden was hierdie, ek gaan sommer saam lees, dit sê so Genesis 2, 8-17, julle kan die hele skrif net gaan lees by die huis, maar dit sê, and the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. And the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Nou, hier sien ons aan die begin, hoe God die tuin van Eden geskep het as hierdie ongelooflike plek en van voorsiening en bome en daar's dele tussenin wat sê daar's goud, daar's al hierdie goed wat God geskep het en hy gesê dis goed. En hy wil dit deel met ons. Hy wil dit deel met die mens. Hy het nie ons geskep om na sy tuin te kyk nie. En ek sê dit met respek. Hy het nie ons geskep om net na sy tuin te kyk en dan gaan hy aan met belangrike goed in sy lewe nie. Hy het ons geskep om saam met ons te wandel in 'n plek van Eden, in 'n plek van voorsiening, 'n plek van vrede, 'n plek van sy teenwoordigheid, sy fisiese teenwoordigheid. Ek dink so 'n mooi voorbeeld wat ek waarna ek kan dink, en ek nou nie skrif hulle gegee nie, maar in Romeine 1:20, dan praat dit daar oor hoe die skepping getuig van sy goedheid, en hoe die skepping getuig van dat God bestaan. En as enigiemand al vroeg genoeg opgestaan het om 'n sonopkoms te sien, jy kan amper nie kwaad bly as jy kyk na sonopkoms nie. Jy kan nie, daar's 'n vrede wat in dit kom, of daar's soveel verskillende goeters waarna ek, terwyl ek nou hierdie skrif gelees het, toe dink ek net, God is so alomteenwoordig. Hy is oral. Hy is in die son wat opkom. Hy is in die babietjie wat vir die eerste keer asem in sy longe kry. Hy is teenwoordig by die persoon wat sy laaste asem uitblaas. Hy is teenwoordig by 'n kind se lag buite. Hy is teenwoordig in die wind hierso buite. Hy is teenwoordig hier tussen ons. En baie keer dink ek ons sien hom as hierdie ver God en nie iemand wat by ons is nie. Soos wat ons later gaan sien hierso, God het 'n plan wat hy heeltyd plan maak om tussen sy mense te wees, tussen sy skepping te wees. En as ons kan besef, ek wil sê die teenwoordigheid wat ons binne ons dra as tempels van die Here. Julle, ja. Dit bring 'n ander tipe vrede vir mens. Ek het vanoggend, ek weet nou ons op pad kerk toe en Chantal bid vir my, hier is maar sy klaar. Sy bid maar sy is ook besig om haar make-up te doen en so. En sy draai so om iets agter op die sitplek te kry en haar blush, ek weet nie, brush, whatever, strek so oor. Ek het hier so klein merkie nog, ek het 'n bietjie skoon gemaak, maar dit trek so oor. En ek dink nou so vir myself dat dit nou op die oggend wees wat ek nou moet praat voor die gemeente. En sy kyk so vir my en sê sy, nee, ek wil net toets of jou intimiteit reg is. So ek sê ja, dit is goed, maar
ek het so gebid nou, maar ek het regtig gevoel dat elke persoon wat vanoggend hier so sit, as jy net kan besef hoe geliefd jy is. En ek praat nie van 'n wêreldse standaard van liefde nie. Nie hierdie love is love en goed nie. Ek praat van 'n heilige liefde. Ek praat van 'n liefde wat jou nie kan skei van hom af nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak wat jy nog gaan doen nie. Maak nie saak daai ding wat jy nou aan dink, wat jy dink hou jy weg van die Here af. Dit kan jou nie skei van sy liefde af nie. Sy liefde is altyd daar. Die probleem kom in as ons wegskei van hom af. Die probleem kom in as ons dink, soos Adam en Eva, dat ons wegkruip. Want ons verwag die Here moet afkom met lightning van bo af, en ons kom straf. En jy het nou dit gedoen, so dis hoekom dit gebeur. Jy het nou hierdie sonde in jou lewe, so hoekom dit. En dis wat die vyand doen. Die vyand kom en doen dit. Hy het ewen Jesus in die woestyn probeer kom tempt. En hoe het Jesus teruggepraat teen die vyand? Met skrif, met waarheid. Nie met sy opinie nie, nie met, uit met skrif, sy vyand aangeval. Nou, ons het nou Genesis 3:8 gelees, net voor hierdie, en ons sien daar so, God wandel saam Adam en Eva in die tuin. En ons lees ook in Exodus, ek kan volgende opsit, daar is Exodus 33 vers 11, wat my die mooiste beeld skep, en het sê, the Lord would speak to Moses face to face, as one speaks to a friend. Ja, die Here het met Moses aangesig tot aangesig gepraat, soos 'n man met 'n vriend praat. In een oomblik kom hy as hierdie groot wolk op die berg, waarvoor die Israeliete bang is. Maar vir Moses ontmoet hy hom by die tent en praat met hom soos 'n vriend. En ek kyk na ek lees die storie so en ek sê maar, ek wil dit hê. Ek wil nie hierdie idee van God is nou, hy is groot en hy is almagtig en ons kyk na hom in fear and trembling, maar aan die ander kant ook is hy my vriend. Hy is my pa. Die bruidegom. En dis ek maar wat het hierdie manne en vrouens ook later in die Nuwe Testament so, maar wat het hulle verstaan wat ons nie noodwendig vandag verstaan nie. En dan kyk ons nou wat die verskil nou hierso tussen Adam en Moses was. En wat ons kan sien is Adam was reeds in God se teenwoordigheid. Hy het daar gewoon, hy het daar gebly. Maar ek wil sê tot 'n mate het hy dit for granted gevat toe hy verlei was. Hy en sy vrou deur die slang of deur die vyand. En dan kyk jy na die storie van Moses, is dat daar 'n sluier toe hulle die tabernakel moes bou en later die tempel, was daar 'n sluier gewees van die heiligstes af na die allerheiligste toe. Want in die allerheiligste is dis waar God gewoon het. Dit is daai selfe plek, ek wil amper sê, hulle noem dit 'n mercy seat. Dit is waar God heers. So die twee, ons weet toe Adam en Eva ons nou uit die tuin uit gegaan het, toe sit God twee cherubs op twee cherubim, ek kan nie dit in Afrikaans is nie, maar daai ene, en sit twee engele op met vlammende swaarde om die mens uit te hou. En dis nie uit straf uit nie, dis meer beskerming vir ons, want sonde kan nie staan in die teenwoordigheid van God nie. Hy het dit opgesit as beskerming. En selfs het gebeur op die verbondsark. Op die ark is daar twee engele wat so na mekaar toe kyk. En uit daaruit het God se stem uitgekom, toe hy afgekom het na die tabernakel toe. Maar hier sien ons in die tuin van Eden, dit sê daar so God het 'n tuin geplant. Hy het 'n plek geskep vir die mens en hom toe daar geplaas. En toe verhouding met hom gebou. Met Moses, hier is hulle in die middel van die woestyn, dis droog, dis vuil,
kom sê hy, bou vir my 'n tabernakel hierso, dat ek tussen my wense kan wandel. Weer eens, hier wil hy verhouding kom bou. En later sien ons deur sy seun, Jesus Christus, weer eens kom hy aarde toe. Maar nie vir tydelike oplossings nie, vir 'n permanente ene, wat ons verwelkom terug in die teenwoordigheid van die Vader. Wat ons terug kom bring na daai plek toe waar Moses kan wees, waar ons saam God, dat hy met ons aangesig tot aangesig kan praat, soos 'n vriend. So, God se doel vir ons was nooit produktiwiteit nie. En ek dink dit is waar ons baie keer die confusion inbring. Ek dink dis baie keer waar ons dink, daarom bid ek genoeg, daarom lees ek nou genoeg Bybel, daarom gee ek genoeg vir ander. Ons maak hierdie checklists vir ons self, wat God nie op ons gesit het nie, self wat ons sê, okay, ek het daarom dit gedoen, daarom dit gedoen, daarom dit gedoen. Is daai goed sleg? Nee, glad nie, ons moet dit doen. Maar wat is die hart en die intensie van wat ons daar sou doen? Doen ons dit om, ek wil sê, gunst te kry by God? Ons het nie vanoggend gekom net om vir die week af te check en sê, weet, daarom as ons nou kerk toe sien die Here weer volgende Sondag, nee. Ek noem dit altyd, is 'n takeaway faith. Jy weet, jy kry dit 1 keer 'n week. Maar Jesus sê, dankie vir my daaglikse brood. Daagliks. Elke dag. En dis uit daai plek van intimiteit uit waar dit kan kom. Uit jou stilte tyd uit. Uit jou tyd waar dit net julle twee is. Wat jy nie gaan kry net as jy hier op 'n Sondag is nie. Of as jy by sel is nie. Of as jy saam iemand anders praat nie. Die Here is teenwoordig daar. Maar hy wil met jou praat soos 'n vriend. As dit net julle twee is. En dit werf, ek wil sê, sacrifice van ons kant af. Dit kos iets. En vir ons almal kos dit iets anders. Gaan dit finansiëel iets kos? Gaan dit jou tyd kos? Gaan dit jou slaap kos? Want ek dink die grootste challenge wat ek al gehoor het is, daar's nie genoeg tyd nie. En die Here sal ons verstaan. As ons sê daar's nie genoeg tyd nie, kan ek 10 minute vroeër opstaan? Ja. Ek kan 10 minute vroeër opstaan. Beteken dat ek moet nou al die worship aansit, ek moet nou die perfekte atmosfeer kry? Nee. Dis net om op te staan en bewus te wees dat hy naby is, dat hy reeds daar is. Want ons sien dit nie net dat ons dit self moet doen nie, maar dis wat Jesus gedoen het. Wat het hy gedoen as hy in die oggende wakker geword het? Hy het gaan praat met sy Vader en sy plan vir die dag gekry, sodat hy die wil van die Vader kan vervul. En ons lees hierso in, ek gaan nou daarso lees, maar vir ons om te verstaan wie ons is, moet ons verstaan wie hy is. Ons is geskape in sy beeld. Ja, ons is almal individueel uniek, en hy is lief vir ons elkeen individueel uniek, maar ons is geskape in sy beeld. En as ons onsself wil verstaan vir wie ons eintlik is, moet ons verstaan wie hy is. En wie is hy? Dis Jesus Christus. Julle kan lees in Kolossense 1 vers 15. Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene oor die hele skepping. Want deur hom het God alles geskep. Alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge, of dit koninklik of heersende magte, owerhede of gesagsvoerders is. Alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hier het ons 'n praktiese voorbeeld van wie God is. Ons het 'n voorbeeld wat ons kan volg, want ons dra baie keer die bandjies wat sê, what would Jesus do? Maar weet ons wat hy sou doen? Al hoe jy gaan weet wat hy sou gedoen het, is uit 'n plek van intimiteit uit.
Ek weet soos as ek nou my vrou as 'n voorbeeld kan gebruik, as daar iets is waarvan sy nie hou nie, omdat ons 'n naby verhouding het, dan weet ek mos nou, ek gaan nou nie my handdoek op die vloer los nie, as ek nou klaar geshower het nie. Want dis nie net vir haar nie, dis vir my ook. Maar ek gaan nie dit doen nie, want sy hou nie daarvan nie. Of as ek die skottelgoed vir 'n week dalk los of wat ook al. Maar so is dit met die Here ook. Hoe meer tyd jy saam ons spandeer, raak dit baie minder 'n ding van wat gaan die Here nou nie van hou nie, of ek het nou verkeerd getrap, of ek het nou nie reg opgetree nie. Nee, dit is meer 'n ding van ek wil net my Vader trots maak. Ek wil net eendag kom en voor hom staan waar hy sê, well done, good and faithful servant. Well done met dit wat jy gegee was, dat jy iets gedoen het daarmee. Maar ons sien waar die grootste probleem toe ingekom het hier in die tuin van Eden, is toe sonde ingekom het. En sonde bring skaamte, wegkruip en skeiding van God se teenwoordigheid af. Ons sien Adam en Eva word toe uit die tuin uit verban, en van daar af het God 'n hele plan al in aksie gestel, wat ons reg deur die skrif sien, oor hoe gaan hy die mens terugkry in die tuin van Eden. Ons weet, daar gaan 'n nuwe Jerusalem wees, dit word gesien as die nuwe Eden, maar dit is 'n plek waar ons heeltyd in sy teenwoordigheid gaan wees. Maar dis nie ietsie wat nou gereserveer is vir eers dan nie. Dis ietsie wat ons nou al kan ervaar. Dis nou al in die midde, dis nou al in die woestyn waar ons onsself vind, dis nou al op die see wat die golwe te hoog raak, soos wat die disippels saam Jesus was, en jy kan, alles lyk absoluut mal, maar Jesus kry dit reg om te slaap op die skip. Hoe? Want hy het 'n plek van intimiteit met die Vader. Hy weet wie hy is, hy weet wie sy pa is, en dis uit daai plek uit waar ons almal, ek voel geroep is om te wees. Dat maak nie saak wat in die land aangaan nie, maak nie saak wat in Amerika aangaan nie, maak nie saak wat in die wêreld aangaan nie. Wat maak dit saak? Hierdie aarde is tydelik. Ons is geroep om in intimiteit met die Vader te wees, om genesing te kry, om heelmaking te ervaar, waar ons sy hande kan wees en dit kan uitstrek na ander toe, na ander wat stikkend is, wat sy hart seer is, wat alleen is, dat ons na hulle toe sal gaan, want dit is wat Jesus se hart was, dit is wat die Vader se hart is. Ja, jy kan in hierdie rigting van werk ingaan, ja, jy kan gaan evangelisasie doen in Angola. Ja, jy kan klomp goed doen vir die Here. Maar jou eerste roeping is om by sy voete te wees. Jou eerste roeping is om in sy teenwoordigheid en intimiteit met hom te hê. Ons lees in, ek het nou die skrif daar gegee nie, maar in Habakuk 1:13 is dit so mooi, dan sê God daar sodat dan skryf die profeet daar, sodat u wie se oë te rein is om boosheid te aanskou, wat nie kan toekyk waar daar leed is nie. Dit is God is die, ek weet nie wat sy Afrikaans nie, maar die encapsulation van goedheid. En hy kan nie in die teenwoordigheid van sonde en sleg en enigiets wat buite sy karakter is, kan nie staan in sy teenwoordigheid nie. En dit is hoekom Adam en Eva moes uitgaan. Ek weet nie of wie van julle ken The Bible Project nie, maar hulle het so 'n mooi video verduidelik oor, hulle het God probeer verduidelik in die sin van dat hy is goed, maar as jy as 'n sondaar net sou inkom, sou jy doodslaan. En dis wat actually gebeur het met die hoëpriesters ook, met die tabernakel. Hulle moes klokkie om hulle voet sit, sodat indien hulle nie reg was nie, kon hulle die mense buite hoor,
hy het neergeval, en daar was nie meer beweging nie, toe moes hulle hom uittrek, omdat hy nie skoon was vir die Vader nie, want sonde kan nie staan voor hom nie. En ek dink, so dit is waar ons nou met hierdie probleem is, ons almal is sondaar, ons almal het, party van ons het baie eksterne sonde, wat jy maklik kan sien, as iemand is nou, daar is 'n alkoholist, of hierdie een slaan daai en nou, of het al hierdie eksterne goeders wat jy kan sien, maar dit is die wegsteeksondes, wat dalk nie so, wat mens probeer wegsteek van die Here af. En hoe maklik is dit nie vir ons om daai sondes van ander uit te wys nie. Maar eintlik moet jy na jouself binne toe kyk. As dit van jouself afhang, gaan jy nie ver kom nie. Maar dit is hoekom daar 'n mediator gestuur moes word. Dit is hoekom daar iemand moes kom om die perfekte leefstyl uit te leef, die perfekte voorbeeld te wees, die perfekte God te wees. Om te sterf vir ons sondes, sodat ons voor die Vader as regverdig gesien kan word, dat ons skoon gewas kan word deur die bloed van die lam. En weet jy, die worship liedjies, daar was so een ding wat, of so een vers wat daar gesê het, it better is one day in your court than 1,000 elsewhere. En ek dink ons, as jy kom op 'n plek waar jy besef dat daar's regtig niks buite God se teenwoordigheid wat daai binne jou kan kom vul wanneer jy soek nie. Dit is uit daai plek uit waar jy soveel vervulling kry, soveel vrede kry, soveel, ek wil sê acceptance kry van jou Skepper af. Dat maak nie saak wat buite die tuin aangaan nie, of in wat se woestyn jy is nie. Jy gaan okay wees. Want jy is by jou Vader se voete. En ewen wanneer dit nie okay gaan nie, ewen wanneer dit lyk asof die storms hoog is, ewen wanneer dit lyk asof Daniel aan 'n uitweg is nie. Dit is gewoonlik waar die Here die meeste deurkom. Ek dink ons het al baie experience hoe die Here se timing werk altyd, hy wag so tot op die nippertjie. Maar ons het hierdie half, die regte woord, ons het al hierdie audacity, dat God moet in ons tyd inval. Hy moet asseblief doen volgens hoe ons het wil hê. En dan vergeet ons met wie ons praat. Dit is in sy tyd. En dit wat sy antwoorde is nie altyd wat ons wil hoor nie. Maar dis 'n antwoord. En is ons gereed om met daai antwoord te aanvaar? Want dis uit 'n plek van intimiteit uit, waar jy sal verstaan hoekom God doen wat hy doen. Of hoekom hy nie doen wat hy wil hê hy moet doen nie. So dit was met hierdie sonde wat toe nou in Eden gebeur het, waar ons hierdie teenwoordigheid met die Vader verloor het. En God het 'n plan gehad om ons nou weer te reconcile, om ons weer terug te kry na hom toe. Julle kan oopmaak by Johannes 14 vers 6. En Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus is die hersteller van Eden. Nie yoga klasse op Dinsdae of weet jou peaceful mind sessies wat jy kan hê of 'n mooi liedjie wat jy net luister nie. Nee, dit is nie wat jy gaan terugbring na die Vader se teenwoordigheid toe nie. Dis net Jesus Christus wat dit kan doen. En hy elke dag deur die krag van die Heilige Gees kry jy 'n invitation. Jy kry 'n uitnodiging van hom af. Kom nader, kom terug. En God vra, waar is jy? Net soos wat hy vir Adam en Eva gevra het, waar is jy? En Jesus het gekom om die vloek van sonde te breek. Hy het gekom om die pad na die boom van lewe weer oop te maak. Hy het gekom om
gemeenskap, sodat ons gemeenskap met God weer kan hê. En ons lees in Hebreërs 10 vers 19, ons het dus vrymoedigheid om in die allerheiligste in te gaan, deur die bloed van Jesus. Daai voorhangsel is geskeur, en die teenwoordigheid van God is nie meer by 'n plek nie. Dis nou hier, dis by ons, dis binne ons. Deur die bloed van Jesus Christus wat ons skoon was, woon hy binne ons. Ons is die nuwe tempels. Ek dink ek het 1 Korintiërs 6:19 het ek ook gegee daarso wat ons kan gaan lees, maar dit sê daarso, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, glorify God with your body. In hierdie vers het so op my hart ook gelê vanoggend toe ons hier instap. Want hierdie diens en elke diens, elke Sondag word so ingebid vir elkeen van julle om God te kan ervaar. Om net 'n oomblik met hom te kan hê. En al is dit nie hier nie dat jy by die huis dit kan kry, dat hy jou sal ontmoet waar jy is. Maar dit sê, for therefore glorify God with your body. Ons moet op 'n plek kom waar ons besef ons is nie meer ons eie nie. Ons is nie meer ons eie nie. En dit vat, ek wil sê, enorme, jy moet braaf wees om na hierdie skrif te lees en vir jouself te kan vra, maar is dit waar? Is hierdie skrif waar? Ons weet die woord van God is waar, maar is dit waar in my lewe? As hy sê daar so, you are not your own, hoeveel goed jaag ek nog steeds daagliks, wat vir my is? Met hoeveel preferences kom ek nog steeds hier by die kerk en sê, maar hierdie lig sou beter so wees, of hierdie liedjie sou beter so wees. En dan, ek moes vanoggend weer besef, die Here vra vir my, maar wat bring jy vanoggend? Wat bring jy? En elke Sondag doen hy dit vir ons. En hy vra vir ons, nie Sondag nie, elke dag, wat bring jy na hom toe? Kom lê jy jou lewe neer vir hom. Want dit is wat gaan saak maak. Nie wat jy gedoen het nie. Met die hart van om hom te impress nie. Ons weet, ons aksies gaan goed, ons moet goed wees. Daar is goeie werke, maar dit kom uit 'n plek van intimiteit uit. Dit kom uit 'n plek van, ek wil my Vader please. En al hoe ons kan terugkom by hierdie teenwoordigheid is as ons bekeer en glo as Jesus as die weg. Nou, as ek die woord bekeer hoor, of in Engels sê ons repent, dan klink dit vir my altyd so, soos repent, bekeer. Dan kan dit nogals vind, soos okay, I'm sorry. Maar, ek wil gou 'n toets doen hiersom. Ek gaan tel tot 3, dan sê julle halleluja. Okay? So 1, 2, 3. Okay, ons doen dit gou weer, maar hierdie keer sê amen. 1, 2, 3. Okay, so julle het elkeen nou net bietjie Hebreëus gepraat. Nee? What? So, halleluja, halle beteken praise be. Ja, is sy kortnaming vir Yahweh. So halleluja, as elke keer wat jy dit sê jy praise to God. As jy sê amen, amen is die Hebreëse woord, dit beteken so be it, or let it be so. Nou ek wil nog 'n woord volgend leer. Die woord is teshuvah. Bietjie moeiliker, maar teshuvah is die werkwoord vir wat beteken, as ons nou praat van die woord repentance, om terug te keer. To return. So, baie keer het ons hierdie idee in ons kop van wat bekering en repentance is om jammer te sê vir die Here. Dis hierdie gemoedstoestand van, ek is jammer, ek gaan dit nou nie weer doen nie. En dan wat doen ons? Weer. Dan voel ons weer sleg, dan voel jy nou weer die skuld, dan kom jy weer terug na Here toe, ek is jammer, en dan gaan jy weer. En dan so kom jy in hierdie loop. Maar wat teshuvah beteken, repent, is om terug te keer. Waarna toe? Waarna toe moet ons terugkeer?
na hom toe. Dit is net om terug te keer na hom toe. Nie om straf te kry nie, omdat jy is op besig met die verkeerde goed wat jou weghou van hom af. Dit is om jou terug te kry. En dit is waarvoor Jesus gekom het. Dis hoekom hy gesê het, repent. Want hy het gesê, repent for the kingdom of God is at hand. Hy het gesê, keer terug na jou eerste liefde toe, keer terug na verhouding toe met die Vader, wat deur Jesus Christus kom. En ons lees in Joel 2:12, dan sê dit daar so, selfs nou nog verklaar die Here, keer terug na my toe met julle hele hart. God se plan nog altyd is dat jy terugkeer na hom toe. Van Adam en Eva se tyd af tot nou toe vra hy, maar waar is jy? Hy weet waar jy is. Dis sodat jy kan weet waar jy is. Sodat jy kan terugkom na hom toe. Daar was ek kan nie wie dit gesê het nie, maar al hoe jy gaan weet, 'n stok is skeef, is as jy 'n reguit stok langs hom sit. Hy is die standaard. Hy is daai reguit stok. Al hoe jy gaan weet of jy reg of verkeerd is, as jy langs dit gaan staan. En as ons kyk na die woord van God, Wesley Huff het so 'n mooi prentjie eendag verduidelik van, as jy kyk na die Bybel, is dit soos 'n spieël wat jy aan kyk, en hierdie spieël sê vir jou, waar jy nou is nie naby aan die potensiaal wat binne jou is, oor waar jy moet wees nie. En dit is in sy spieelbeeld, en dit is in sy image and likeness. Ons is gemaak soos hy. Is ons soos Jesus, in die sin van dat ons is nou Messias? Glad nie, nooit in my lewe sal ek dit sê nie. Maar hy het vir ons die perfekte voorbeeld kom wys, oor hoe om baie naby aan dit te kom. En dan wanneer ons nog steeds tekortkominge het, dit is waar grace inkom. Dit is waar hy soos 'n pa 'n kind net weer kom optel en sê, kom ons probeer weer. So in opsomming, sien ons Eden was die ontwerp gewees wat God in plek gesit het. Sonde het hierdie verhouding kom breek. En soos ek sê, sonde is nie nou net die slegte goed wat jy doen nie. Dis enigiets wat nie oplyn met God se woord nie. So dit sal wees ook. Want ek wil nou nie sê nou maar soos iemand sukkel met depressie of so. Dis 'n veil wat opgesit word tussen jou en die Vader. Dit is nie as gevolg van jou sonde en al hierdie tipe goed nie. Dis 'n veil wat tussen jou en die Vader kom, waar mens luister eerder na die goed wat in jou lewe aangaan, en die emosies waarmee jy sit, en jy luister eerder na daai goeters, as wat jy tyd by die Vader kom spandeer. Of as jy anxiety het, ek het al in die week, dan kom jy op 'n punt, dan raak jy nervous oor ietsie, en dan sê jy maar, gaan ek nou bly daarso, gaan ek nou kampeer hierso in die valley, of sê hy in sy woord dat walk through the valley of shadow of death, gaan ek deur dit loop, of gaan ek kamp daar, en net met Jesus Christus kan ons deur dit gaan. Ons moet nie net tevrede wees met godsdienst nie. Ons kan nie tevrede wees met godsdienst nie. Want dan bou jy jou hele geloof of op net tradisie, of net op die geloof van ander. Maar God roep jou om verhouding met hom te hê. Hy ken jou op jou naam. Hy roep uit na jou toe en sê, kom na my toe, waar is jy? Die laaste skrifgedeelte wat ek hierso wil opsit, en is 'n skrif wat baie naby aan my hart is. It said also, but what about you? Jesus asked, who do you say I am? So hy vra daar vir hulle, wie sê die ander mense is ek? En dan sê hy, Elia of hierdie.
En Jesus draai en sê, maar wie sê jy is ek? En so is dit 'n vraag wat ons elke dag kan hoor. En as ons eendag voor die troon staan, gaan ek nie kan sê, maar my pastoor het dit gesê, of my vrou het dit gesê, of my skoonma het dit gesê, lief vir jou skoonma het dit gesê, of my ma het dit gesê, of my pa het dit gesê, ek kan nie vingers wys nie. Adam het dit ook gedoen, dit het nie goed uitgedraai vir hom nie. Maar Jesus vra, maar wie sê jy is ek? En dis net uit daai plek van persoonlike openbaring van wie Jesus Christus is, wat jy self moet gaan uitsoek. Jy moet gaan soek, jy moet gaan tyd spandeer. Soek die tyd uit. As daar een ding is wat ek vanoggend vir julle by julle kan los, is dat soek die tyd uit. Count the cost. Wat kos dit jou om in sy teenwoordigheid te kom? Is daai koste, is dit worth die amazingness wat in sy teenwoordigheid gebeur? Kom by hom uit, kom by sy voete uit. Jy kan julle oë sluit. Aba Vader, dankie dat ons vanoggend in U se teenwoordigheid kan wees, Vader, dat dit nie net hierso is nie, maar dat dit is wat ons saam huis toe vat. Dat môreoggend wanneer ons wakker word, Vader, dat ons sal besef dat dit is die koning van konings wat binne ons woon. Ons is die tempel waarin hy nou homself kom huisves, waarin hy homself kom wandel. Dankie vir die uitnodiging wat U daagliks vir ons uitstuur. Dat ons kan terugkeer na U toe. Dat ons kan terugkom. Dat daar sekere dele is in ons lewe waar ons dalk ver weg van God af is. Maar dat ons deur die bloed van Jesus Christus soos kinders na U se troonkamer toe kan kom. Dat ons soos kinders op U se skoot kan kom sit en sê, ek kort hulp. Aba Vader, ek sê dankie vir elke persoon vanoggend hierso. Wat vanoggend hierso is vir 'n doel, wat vanoggend gekom het omdat U dit so goed gesien het dat dit so moet wees. Dat hulle hierdie woord kan hoor dat ons kan terugkom na intimiteit toe met die Vader. Dat ons soos Jesus in die skip kan sit en kan slaap, want ons besef hoe groot ons God is. Ons besef wie die een is wat ons dien. En dat met al ons tekortkominge en waar ons almal daai tekort het, weet ons word as regverdig gesien deur die bloed van Jesus Christus. Kom werk met ons elkeen se harte vanoggend, Vader. Mag ons 'n antwoord gee op daai uitnodiging wat U vir ons gee om terug te kom na daai plek van intimiteit toe. Mag ons die tyd uitkoop. Mag ons besef dat die koste van om in U se teenwoordigheid te kom, dit kos ons niks. En dit kos ons alles. Ons niks wat meet teenoor U se teenwoordigheid nie. Ons dankie vir dit in die naam van Jesus. Amen.